Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg weens wat julle vir my gee om bietjie in God se woord in te gaan hier op hierdie Sondag, die 1 Maart. Kan jy glo dis al die derde maand van die jaar en jy's hier. God het 'n doel met jou lewe. God is nog nie klaar met jou nie. Maar die tyd is nou dat ons wakker word en opstaan en die dinge doen wat die Here op ons harte geplaas het. Dis die Here wat met jou praat en weet jy, ons weet hoeveel keer hoor ons dit by mense en weet, dit is maar net hoe hulle is. Dis hoe daai persoon is. Weet, daai persoon sal nooit verander nie. In Engels sê hulle mos, a leopard will never change his spots. A leopard will never change his spots. Jy is wie jy is en dit is hoe jy sal altyd optree. En ek wil vandag vir jou sê, daai is nie God se waarheid nie. Daar is mense wat dit oor jou lewe uitgespreek het, toe jy dalk jonk was, en ek sê vir jou vandag, as jy in God se woord ingaan, en laat toe dat God se woord met jou in jou gees en jou hart praat, dan sal jy verander. Dis 'n belofte wat God vir jou gee. En jy sal verander en jy sal begin blossom, jy sal begin vrugte dra, jy sal begin dinge doen wat almal verstom sal laat staan. Maar die verskil is daar waar jy staan vandag, daar waar jy jouself vind, hierso op die 1 Maart, of wanneer ook al jy die boodskap luister, of weet, daar staan jy vandag op 'n kruispad en die Here praat met jou en jy sê, kies vandag die pad wat jy die hele lewe lank geloop het, met dieselfde probleme, selfde gesindheid binne in jou, en dieselfde resultate sal volg, of kies vandag die lewe. En dit is daai wat ons verlede week oor gepraat het, as jy kyk na Deuteronomium. Daar staan Moses aan die poorte van die beloofde land wat voor hulle daar lê, en hy sê vir hulle, kies vandag lewe of dood. En is die Here wat daar staan, en hy sê vir jou vandag, kies die pad wat jy nog altyd geken het, en jy kan weer om en om, soos Moses om en om hy berg stap, of jy kan in daai beloofde land ingaan. Maar die keuse lê nog steeds by my en by jou. En dis hoekom dit so wonderlik is, en jy sê, ja, maar dis Ou Testament, dit is daar waar Moses maar hoekom haal hulle die Ou Testament hierso aan in die Nuwe Testament, nee, dat hy daar vir ons sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So jy sit dalk vasgevang in jou ou gewoontes, in jou ou, en jy sê, ja, maar ek probeer alles, en ek het my hart vir die Here gegee, en ek probeer alles. En vandag sê die Here vir jou, ja, jy probeer alles. Jy probeer alles. Maar hier sê dit, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Het jy toegelaat, en ek is self skuldig daaraan, baie van die tyd, dan doen ek dinge, hoe ek dit wil hê. Het jy toegelaat, dat God se Gees in jou hart met jou spreek, en was jy gehoorsaam aan die Gees of die vlees? En dis 'n antwoord wat net jy kan gee. En dit is daar waar hy vir ons sê, nee, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek lees vandag uit 2 Korintiërs 3 vanaf vers 17. En hy sê, daai vryheid is daai vry om te weet dat die Here lei my. Die Here lei my, die Here gee vir my rigting, die Here gee vir my hoop, die Here gee vir my liefde, die Here gee vir my oorwinning, die Here gee vir my alles wat ek nodig het, sodat ek hoef nie te bekommer oor dit wat môre gaan gebeur nie. Want ek lewe binne-in. Ek laat toe dat die Gees wat in my is, God se Gees wat in my en jou is, die dag wat jy hom aangeneem het, hy sy Gees binne in jou gees weer eens geplaas, en jou gees daar geseël met sy Gees. En nou as ons toelaat dat ons daai Gees toelaat, God se Gees toelaat om binne in ons, weet, net wortels te skiet en te blom, dan gaan ons daai nuwe mens word, nee. Daar in die begin van die jaar het ons pastoor, dis sy eerste boodskap van die jaar, het hy daar ingekom en hy gesê, kyk, ek wil iets niets doen. Kyk, God wil iets niets doen, en God wil nog steeds iets niets doen. Maar ons moet toelaat
En dis hoekom hy hier aangaan hierso in vers 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Ons, net voor dit praat hy van Moses en Moses kom van die berg af en hy's gevul met die gees van die Here en hy gloei, hy skyn sodat die mense asseblief vir hom sê asseblief bedek jou gesig want ons kan jou nie aanskou nie, ons kan nie vir jou kyk nie. Hoekom? Want hy was so vol van God se heerlikheid dat hy geskyn het. En dis hoe ons moet wees, ons moet so vol wees van God se heerlikheid, dat ons skyn. En dan sê die wêreld vir jou, bedek jou gesig, steek weg jou geloof, steek weg daarin dit waaraan jy vashou. En ek wil vandag vir jou sê, hou op vir die wêreld luister. Ek lê vir jou lewe en dood, kies lewe. Ek lê vir jou, en dis wat God daar vir ons sê. En hy sê vir ons, word ons van gedaante verander. En dis die ding, as jy toelaat dat God se gees deur jou en in jou skyn, as jy toelaat dat die heerlikheid van God in jou skyn, dan wat sê dit hierso dan? Die wêreld sê jy sal altyd so wees, want jy is so gebore en dit is in jou DNA en as jou ouers dit is, dan is jy. Nee, maar hierso sê God vir jou, ons kyk nie meer daar deur die wêreld se spieël nie. Ons kyk na God wat in ons is, God wat vir ons geopenbaar is, God wat aarde toe gekom het, God wat vir my en vir jou sondes gesterf het, God wat ons skoon gewas het, en God wat nou daar sy gees binne in ons geplaas het, en dan sê hy vir ons daar, kyk ons na die heerlikheid van die Here. Ons kyk, as ons in die spieël kyk, sien ons nie meer ons ou self nie, ons sien ons vernuwe self, soos Romeine van ons daar verwag nie, ons word vernuwe daagliks, nee. En dan sê hy vir ons, dan aanskou ons die Here, en as ons die Here aanskou, dan skyn die Here sy lig in ons, en hy sê, word ons van gedaante verander. Daar waar ons was, is ons nie meer nie. Hoekom? Want die Here skyn in ons, en ons gedaante word verander, en na dieselfde beeld. Ons verander nie onsself na ons eie beeld nie, ons verander onsself, ons laat toe dat God ons verander, en ons word, wat sê hy so, van heerlikheid tot heerlikheid. Nie net na een mens na ander een, ja, ons gaan na al die positiviteitsklinieke, ons gaan na die leierskapsklinieke, en hoe om 'n beter jy te wees, en ons luister na al die positivism, en ons verander, en ons wil so graag verander, maar binnekort val jy terug in jou ou gewoontes in, maar hierso sê dit, sodra jy toelaat dat God se gees, en jy kyk na jouself deur die oë van die Here, en jy besef dat die Here iets soveel meer in store het vir jou, die Here het heerlikheid in store vir jou, dan verander jou gedaante na die beeld van God toe, en dan sê hy van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. En dis wat God vir my en vir jou beplan het, nee, in stoor het, nee. Ja, en hy gaan aan daarso in 2 Petrus 3:18, is dit nie amazing nie? Kyk vir 3:18, as iets in jou kop vaslaan, 2 Korintiërs 3:18, 2 Petrus 3:18, wat sê dit daar vir ons in 2 Petrus 3 vers 18? Maar julle moet toeneem beteken dit wat? Ons moet groei. Ons moet groter word, ons moet sterker word, ons moet verander, soos wat iets groei, dan verander dit. Dit het nie 'n keuse nie, dit skuif dinge uit die pad uit, die ou dinge wat nie meer daar moet wees nie, en die nuwe dinge kom voor, nee, hy sê daarso, maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Hoe moet ons groei? In Jesus Christus, nie in onsself nie. Ja, jy kan daai dinge gaan luister en jy kan dit dalk toepas in jou lewe vir 'n kort tydperk, maar dit verander nie jou gedaante binne-in nie. En hierso sê dit vir ons, 2 Korintiërs 3:18 en hierso 2 Petrus 3:18, sê vir dit ons moet toeneem, ons moet van binne af begin groei. Hoe moet ons toeneem? In die genade, but by grace, nee. En die kennis, daai kennis is 'n verhouding, 'n diep, intieme verhouding met wie? Van ons Here Jesus Christus, ons Saligmaker, aan hom, nie aan onsself nie.
En dis baie van die tyd daar wat ons doen, ons gaan na al die praatjies en ons verander en sê ek het verander. En dis die probleem in ons lewens en in ons samelewing vandag. Ek sal verander soos ek wil. Ek het probeer om te verander en dan kom mense en sê, sien, jy is wie jy is. Jy is so gebore en jy sal so groot word. Jy is so omdat jou ouers so was. Jy het dieselfde gewoontes nog altyd. En dan kom God hierso en hy sê vir jou, nee, hou op, luister na die woorde van die wêreld en dit is tydelik. Hier's ewigheidswaardes hierso en hy sê, aan hom kom die heerlikheid toe. Nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Wat moet ons doen? Ons moet toeneem, ons moet groei in die genade en die kennis, daai intimiteit, daai tyd wat ek saam met die Here Jesus spandeer, sodat ek toelaat dat hy met my deel, God met jou deel, God met jou deel. God met jou deel, sodat jy sal verander, sodat jy sal wil verander. Dis eers as jy die heerlikheid van God aanskou het, en is net iets wat jy en God kan praat oor. Dis net iets wat jy met God kan deel, en sê, Here, wys my u heerlikheid. En dan sien jy God in die son opkom, dan sien jy God in die seisoene wat verander, dan sien jy God in jy wat asemhaal, en jy wat kan sien, en jy wat kan ruik, en jy wat kan smaak, en dis wat die Here sê, taste and see that the Lord is good. En as jy eers God se heerlikheid aanskou het, en jy kyk na jouself in die spieël, en jy aanskou God se heerlikheid, dit is dan, wanneer jy hierdie woorde kan sê, die kennis, ek het God geken, en ek wil nie meer die wêreldse goed hê nie, ek wil nie meer die wêreldse tydelikheid hê nie, ek skuif dit een kant, en I embrace the glory of God. En dis my gebed vir jou hierdie week wat voor jou is, that you will embrace God, that you will embrace the glory of God, dat jy hierso daar die kennis van ons Here en saligmaak Jesus Christus sal aanskou, en jy sal dit vir jou eie maak, sodat jy kan groei in God se heerlikheid. Dis my gebed, en ek bid dit oor jou lewe, oor jou verhoudings, oor jou besigheid. Mag jy groei in die kennis van God, van Jesus Christus, ons God en Saligmaker. Mag jy 'n geseënde week hê, mag jy voorspoedig wees, mag jy alles vir die Here gee, en wag op die Here se antwoord, regtig wag, maar dit is nie daai wag wat ek terugsit en sê, ja, laat staan, die Here sal, nee, die Here het plaas 'n verantwoordelikheid op my en jou om te wag. Terwyl ons wag, wat doen ons? Ons gaan in God se woord, ons bid, ons praat met die Here, en ons doen dit wat die Here van ons verwag. Mag jy 'n geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ek groet jou in Jesus naam.